Ek wil dan graag ook baie welkom sê aan almal wat inskakel by vanaand se opname. Dit is my gebed dat dit vir julle net so 'n besonderse en geleentheid sal wees, soos ek glo dan dit ook vir elkeen hier in die banke sal wees. Voordat ons saam kyk na vanaand se tema, kom ons sit net so en dan raak ons stil in die Here se teenwoordigheid. Almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, vanaand het ons weer eens die voorreg om as gelowiges saam hier in die kerk by mekaar te kan wees, saam om die woord te kan vergader en saam te kan luister na die antwoord op die 4de vraag in ons reeks. Here, ek bid dat U hierdie geleentheid sal seën. Ons dink spesifiek aan hulle wat vanaand nie hier kan wees nie, wat die rede mag wees. Ons dink aan hulle wat inskakel by die opname. Mag ons almal ontvanklik gemaak word vir U stem vanaand. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Vriende, vanaand se tema handel aangaande die vraag: kan 'n mens die Heilige Gees verloor? Nou ter inleiding tot 'n antwoord vir hierdie vraag, blaai ons na Psalm 51 en lees ons die volgende vanaf vers 1. Vir die koorleier, 'n Psalm van Dawid. Na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Dan lees ons die woorde van Dawid vervolgens. Wees my genadig, o God, in U troue liefde, wis my oortredings uit in U groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg en U oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is. Met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie, wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Net tot sover ons inleidende gedeelte dan vir vanaand se tema. Nou vriende, wanneer ons deur hierdie Psalm lees, dink ek vorm dit 'n pragtige voorbeeld van hoe 'n opregte skuldbelydenis behoort te lyk en behoort te klink. 'n Mens kan in hierdie gebed duidelik koning Dawid se opregte jammerte en berou hoor aangaande die foute wat hy gemaak het en die sondes wat hy begaan het. Dit is duidelik dat dit sy grootste begeerte is dat die Here hom sal vergewe, dat die Here hom sal skoon was en sal vryspreek van dit wat hy verkeerd gedoen het. En 'n mens moet in ag neem dat hier meer as een sonde tans teen hom aangeteken is. Hy het moord gepleeg. Hy is skuldig aan oorspel. Hy het dit probeer versteek. En die profeet Nathan word spesifiek deur die Here na hom toe gestuur om hierdie sondes aan hom te kom uit te wys.
Maar vriende, en ek dink dit is wat dan ook aanleiding gee tot vanaand se vraag, is die volgende: wanneer mense so deur hierdie gebed lees, dan kom hier nog 'n interessante ding na vore. Dit wil vir mens voorkom asof 'n mens 'n vorm van bekommernis of benoudheid in hierdie gebed van Dawid hoor. Dis asof Dawid bang is dat die Here dalk sy rug op hom, wie Dawid is, sal draai of gaan draai weens die sondes wat hy begaan het. En die klimaks van hierdie bekommernis, van hierdie benoudheid, wil vir my sterk na vore kom, veral in vers 13, waar ons lees hoe Dawid tot die Here pleit dat die Here tog nie die Heilige Gees vanaf hom, wie Dawid is, sal wegneem nie. En met die lees hiervan bring dit 'n mens terug by vanaand se vraag: kan 'n mens die Heilige Gees verloor? Nou 'n bydraende teksgedeelte wat hierdie vraag nog meer versterk, vind ons in die konteks van 1 Samuel hoofstuk 16, waar ons lees vanaf vers 13, Samuel het die horing met die olie gevat en hom, en dis nou natuurlik Dawid, voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Maar nou hier kom die interessante ding in vers 14. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe gegaan, maar die gees van die Here het van Saul gewyk. En 'n bose gees wat deur die Here gestuur is, het hom voortdurend ontstel. So, in die konteks van Psalm 51 lees ons hoe Dawid bid dat die Here tog nie die Heilige Gees van hom sal wegneem nie. En in die konteks van 1 Samuel 16 lees ons hoe die Here se gees tog van Saul weggegaan het. Daarom die vraag: kan 'n mens die Heilige Gees verloor? Nou ek het baie oor hierdie onderwerp gaan oplees, verskeie bronne, boeke, persone genader. En die interessante is dat die antwoord op hierdie vraag is eintlik baie eenvoudig. Maar met die oplees en die navorsing kom 'n mens agter dat elke boek, elke bron, elke persoon met wie jy praat, na iets anders te verwys, die klem op 'n ander teksgedeelte of 'n gebeurtenis plaas, om op die ou ene dieselfde antwoord te staaf. En daarom gaan ek vlugtig 3 aspekte uitlig, en daarna sal ons dit dan saamvat. Nou die eerste aspek waar ek wil stil staan, en ek dink dis belangrik dat ons dit vir mekaar hier aan die begin al sê, is dat ons moet onthou, dat in die konteks van die Ou Testament, was die Heilige Gees die 3de persoon van die Triniteit nog nie uitgestort nie. Dit het eers plaasgevind in die konteks van Handelinge. Wat ons wel sien in die tyd van die Ou Testament, is dat die Here op 'n besondere wyse en sy hand op 'n besondere wyse oor sekere individue gehou het. Ons dink byvoorbeeld aan Eksodus 32, waar ons lees hoe die Here die vaardigheid aan die vakmanne gegee het, sodat hulle bouwerk kon verrig en onder andere die tent van ontmoeting kon bou. In die tyd van die rigters, dink ons spesifiek hoe die Here op 'n besondere wyse by Samson was, sy hand oor hom gehou het en vir hom krag gegee het, nie net om die Filistyne te kan doodmaak nie, maar ons lees dat hy ook 'n leeu kon verskeur met sy hande. In die tyd van die profete lees ons hoe die Here in besonder oor hulle gekom het, by hulle was en hulle met die nodige woord geseën het, wat hulle dan of na konings moes neem, of na die volk moes neem en moes profeteer. In die tydperk van die konings het ons 'n pragtige voorbeeld soos Salomo, by wie die Here aanvanklik was en wie hom geseën het met wysheid. Alles voorbeelde van hoe die Here in die tyd van die Ou Testament op 'n besondere wyse by individue was.
Maar ons moet ook hier duidelik noem, dat dit is nie dieselfde Gees as die Heilige Gees, wat in die Nuwe Testament eers uitgestort word nie. Ons het hier in die Ou Testament meer te doen met 'n besonderse betrokkenheid, beskerming, wysheid, leiding, krag, wat die Here oor sekere individue gebring het. En as 'n mens dan dit neem en kyk na die konteks van Dawid se skuldbelydenis in Psalm 51, dan is dit juis hierdie besonderse betrokkenheid van die Here waaroor Dawid bang is wat dalk van hom weggeneem gaan word. Want hy besef, sonder die Here se hand oor hom, kan hy nie 'n goeie en suksesvolle mens of koning wees nie. En dit is hierdie selfde spesiale betrokkenheid in Saul se lewe wat dan ook van hom af weggeneem is toe hy besluit het om nie meer die Here te gehoorsaam nie. Die tweede voorbeeld wat ek graag op wil na kyk, vind ons in 1 Johannes 2 vanaf vers 18. Wanneer iemand wil beweer dat hulle die Heilige Gees verloor het, en hierdie mag dalk nou baie koud en klinies klink, moet 'n mens dalk reageer met die vraag, maar het so 'n persoon werklik al die Heilige Gees ontvang? Ek lees vir ons 1 Johannes 2 vanaf vers 18. Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n anti-kris kom, en daar is nou reeds baie anti-kriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het wel uit ons geleerdere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie. Want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moet duidelik word dat geen een van hulle werklik een van ons is nie. Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf, en julle ken almal die waarheid. Ek skryf nie vir julle omdat julle nie die waarheid sou ken nie, maar juis omdat julle dit ken en weet dat daar geen leuen uit die waarheid voortkom nie. Wie is die leienaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die anti-kris. Hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader. Wie die Seun erken, erken ook die Vader. Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het, in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is wat die Seun ons beloof het, die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle wil mislei. Wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat hy julle leer is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. Net tot sover ons gedeelte. Nou wat sê die skrywer hierso? Hy sê dat vanuit hierdie geloofsgemeenskap het daar 'n kleiner groepie weggebreek. En alhoewel hierdie wegbrekende groepie beweer dat hulle aanvanklik deel was en deel is van die oorspronklike groep aan wie hierdie brief geskryf word, sê die skrywer is daar 'n drastiese verskil tussen hierdie wegbrekendes en die oorblywendes. Hy sê, die wat aan wie die brief geskryf word, die agterblywendes, het die evangelie gehoor, hulle daar positief reageer, hulle die Here aangeneem as hulle persoonlike saligmaker en verlosser, en hulle is deur die Heilige Gees vervul. Die teks sê dit mooi, hulle is met die Heilige Gees gesalf. Hierteenoor sê hy, dat hierdie groepie wat weggebreek het, en wat eintlik nou die anti-kriste is, alhoewel hulle ook die evangelie gehoor het, het hulle die besluit gemaak
om nie die Here as persoonlike saligmaker en verlosser aan te neem nie, en is hulle ook daardeur nie deur die Heilige Gees gesalf nie. So alhoewel die Wegbrekendes beweer dat hulle deel is van die lesers van hierdie brief, is hulle nie. Daar's 'n wêreldwye verskil tussen die twee. En daarom bring dit my terug na wat ek net nou gesê het, dat wanneer iemand beweer dat hy die Heilige Gees verloor het, dan moet 'n mens eintlik die vraag vra, maar het jy ooit die Heilige Gees ontvang? Het jy werklik, nadat jy die ware nuus, die verlossingsleer gehoor het, Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker aangeneem en daardeur ook toegelaat dat jy vervul word met die Heilige Gees? Een ding is vir my baie belangrik hier, en dit is die feit dat ek glo, nommer 1, 'n mens kan nie die Heilige Gees verloor nie. Die skrif sê dit vir my baie duidelik, en ons gaan dit net nou ook so saamvat. Wat vir my verder baie belangrik is hierin, is dat as ons getref sou word met trauma of seer en uitdagings in ons lewe, want kom ons wees eerlik, dit is baie keer tydens of na sulke gebeure wat mense sou erken dat hulle, of sou beweer dat hulle die Heilige Gees verloor het. Wanneer 'n persoon gekonfronteer word met uitdagings of seer of trauma in die lewe, glo ek, is dit juis in daardie tyd wat die Heilige Gees 'n mens deur sulke moeilike en uitdagende omstandighede dra. En as 'n mens waarlik 'n lewende verhouding met die Here en met die Gees het, dan sal jy ook in tye van swaar en seer sekerlik tot die besef kom dat dit nie die Here is wat die swaar en die seer oor jou gebring het nie. Of dat dit nie die feit is dat die Here homself uit jou lewe uit onttrek het en dat die trauma en die seer nou 'n negatiewe gevolg daarvan is nie. Wanneer ons waarlik 'n lewende verhouding met die Here het en 'n pad met die Gees stap, dan glo ek met my hele hart, dit is juis in die tye van seer en swaar wat die Gees ons bystaan, ons versterk, ons dra, maar wat ons ook dan duidelik kan insien dat die Gees nie die rede is vir ons seer en swaar nie, maar dat hy ons bystand vorm, dat hy ons juis in daardie tye probeer sterk hou om aan die ander kant uit te kom. Daarom vra ek weer, as iemand beweer dat hy die Heilige Gees verloor het, ken hy werklik die Heilige Gees? Het hy ooit die Heilige Gees ontvang? As 'n mens gaan kyk na Jesus se bediening, sien ons duidelik hoe 'n oorgrote meerderheid van die Fariseërs en die Sadduseërs ook net blaatant van dag 1 af nooit in Christus se woorde geglo het nie. Van dag 1 af het hulle sy identiteit verwerp en daardeur ook nooit toegang gekry tot die latere vervulling van die Heilige Gees nie. Die derde aspek waarby ek graag wil uitstaan of wil uitlig, vind ons in Handelinge 6 vanaf vers 4 tot 8 en dit gaan hier oor die feit dat ons nie die Heilige Gees moet bedroef nie. Ons lees die volgende vanaf vers 4. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. Dit is soos met grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val. As dit bruikbare gewasse voortbring vir die wat dit bewerk, word dit deur God geseën. Maar as dit doringstruike en dussels oplewer, is dit waardeloos en is die tyd naby dat God dit vervloek. Die uiteinde daarvan is die vuur. Wat die skrywer vir ons in hierdie gedeelte baie duidelik wil maak, is dat alhoewel ons nooit die Heilige Gees kan verloor nie, kan ons wel die Heilige Gees teleurstel. Ons kan die Heilige Gees bedroef maak. En daarom is hy baie duidelik in hierdie verse, dat ons nooit met die genade van die Here moet speel nie. Dat ons nooit met die teenwoordigheid van die Gees moet speel nie.
Alhoewel die Heilige Gees altyd by ons, rondom ons en in ons is, kan ons as Christene die fout begaan om die Heilige Gees op sy te begin skuif, om hom eerder te begin ignoreer, om hom eerder te wil probeer verwerp, nie meer na hom te wil luister nie. En sê die skrif, indien ons dan in so 'n verhouding met die Gees verkeer wat ons hom verstoot, ignoreer, verwerp, en ons sou sterf of die wederkoms sou aanbreek, dan is ons saligheid op die spel. 'n Pragtige voorbeeld wat ek altyd hier gebruik, is om te verwys na 'n paartjie wat saam stap op die sypaadjie en dan by 'n besige straat kom wat hulle wil oorsteek. Indien hulle mekaar se hande vashou en die een persoon besluit om te stap en die ander een merk dat daar 'n voertuig aankom, omdat hulle hande vashou, kan die een die ander een dan terugtrek en beskerm. Maar as hulle nie hande vashou nie en die een besluit om oor die straat te stap en die ander een merk dat daar 'n voertuig aankom, omdat hulle nie hande vashou nie, is die kans so goed dat die een nie betyds die ander een sal kan gryp en terugtrek nie. En dis presies wat hierdie teks vir ons probeer sê, dat ons altyd in 'n lewende verhouding, altyd in die teenwoordigheid van die Gees moet leef, dat ons nooit daarvan afhanklik moet probeer wees of daarsonder moet probeer klaarkry nie. Die Gees is uitgestort. Die Gees is oral by ons, met ons en in ons. Ons kan hom nie verloor nie, maar ons kan hom wel bedroef. En daardeur moet ons as Christene waak. Met dit in ag geneem, hoe gaan ons dit saamvat? En ek het dit reeds genoem en ek wil dit weer net beklemtoon. Die Heilige Gees is soos 'n pa wat lief is vir sy kinders. Ja, dit is so dat die kinders baie maal sondig en dinge doen wat verkeerd is in die oë van die pa. Maar weens die pa se eindelose liefde vir sy kinders, sal hy nooit sy kinders verstoot en hulle verwerp nie. So is dit ook in ons verhouding met die Heilige Gees. Alhoewel ons hom baie maal bedroef en baie maal teleurstel en baie maal teen hom sondig, weet ons en beloof die skrif dat die Here ons nooit sal verlaat nie. Hy sal wel bedroef raak, teleurgesteld raak in die sondestraf, maar ons as mens sal hy nooit verlaat nie. Daarom hou ek vas by tekste soos Romeine 10 vers 9 wat meld, as jy eens 'n kind van die Here is jy altyd 'n kind van die Here. Ek hou vas aan 'n teksgedeelte soos Johannes 10 vers 28 waar die Here self beloof dat niks ons ooit uit God se hand kan ruk nie. Daarom kan ek en jy as gelowige vanaand gaan slaap, môre die nuwe dag begin, wetend dat die Heilige Gees my en jou nooit sal verlaat nie. Amen. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike troos en bemoedigende boodskap. 'n Wonderlike antwoord op vanaand se vraag. Die wete dat U altyd by ons is, altyd by ons sal wees en ons nooit sal verlaat nie. Here, ons moet vanaand skuld erken dat ons U tog baie maal teleurstel en U Gees bedroef. Daar's baie keer tye in ons lewe wat ons dink ons kan sonder die Gees klaarkom en dan daardeur die Gees op sy skuif. Daarvoor kom vra ons soos Dawid dan ook vanaand om verskoning. En ons vra Here dat U ons opregte jammerte sal insien en ons ook sal skoon was van ons oortredings. Seën ons asseblief waar ons hier vanaand terugkeer na ons huise, behoed en bewaar ons deur die nag en bring ons asseblief dan ook môre aand weer veilig hier bymekaar wanneer ons gaan stil staan by die volgende tema. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.